wat prys kom en U toe volg, Vader. En ek dank U, Vader, vir hierdie geleentheid wat U gegee het. Ek dank U vir iedere taak wat U hier besorg het, wat U hier naartoe gestuur het vir die woord. Vader, daarom kom ek vanoggend na U toe. Ek vra dat ons gelei word en dat ek spesifiek gelei word, Vader, want dit wat gespreek word vanoggend, dat dit is volgens U woord en U woord alleen. Volgens soos het U my geformeer het, my gevorm het as die opperbakker ek is nie kry. Om dit te spreek, soos dat U woord het daar neersit, soos dit daar geskrywe staan in Petrus 4 vers 11, Vader. Dit is speak as for the oracles of your word, Lord, by the ability that you have given me, in the name of Jesus. En ek dank U daarvoor, Vader, in Jesus Christus naam. Amen. Ja, vrienders, ek is nie geaddisioneerde prediker, dat ons moet daarmee begin. Ek is in die teaching teacher. Ek glo as iemand, as ek met mense gepraat het, moes hulle iets geleer het. So ek hou nie daarvan om oor te streel. Ek hou nie daarvan om dit te soek. Die wêreld het so afvallig geraak, dat dit is wat mense dit sal leer. So die lekker gedeelte, en as die lekker gedeelte afgedek is, en dan kom met die gedeelte, dan miskien so die 7 uur of so, dan gooi hulle ons daar weg. Dan dink hulle toch wel. As jy op ander lekker, maar hoor jy sê, ons het dit soet is afgeet, en dan kom jy waar ek kom op. En jy begin om te byt, dan sê ons so lekker, dan gooi jy ons voor lekker, dan is ons nie meer, dit is nie meer lekker. En dit is waar ons in vandaag sy heilige tyd in die leven staan, wanneer vir die woord van God kom. Nou, die vraag is in die hele vraag, sê jy nou maar wat wil jy moet doen? En die Here gee vir my boodskap, maar voor dit sê vir my, maar daar is iets anders wat ek wil hê, jy moet volg dat jy met die mense moet deel. Wat gepaard gaan en dan die boodskap. En ek het toe gegaan en ek het my boekmerkies het ons gelaat maak. Iedereen af aan die. En wat belangrijk doen is die vers, die Psalm 46 vers. Nou, as ons net teruggaan na vers 3 toe sê, luister aan my oor huis van Jakob, en die julle huis sal in die huis van Isaac, julle wat my huis gedraas en die moederskool opgeleef is van die geboorte af. En tot die ouderlop toe, is ek dieselfde. Ja, tot die Griekse toe sê ek in die vraag, ek het dit gedoen, en ek sê julle opneem, en ek sal dra en neem. Ons vanoggend gevoel dat Vader sê vir ons, want die woordwaters was baie in my oor ons in die moederskool geformeer was, het hy alreeds 'n plan vir ons gehad. Hy het alreeds 'n pad vir ons na die kind gesit om te staan. En hy sê baie mense, en daar's mense vandag ook wat sê, maar ek voel God het gelos. Ek voel, ek is kind aan te sê. Wat kom vir ons op en Vader kom, en hy sê vir ons in Jesaja, en hy sê vir ons, dit is, of voordat jy in moederskool geformeer was ek met jou, ek is nog steeds by jou. Hy sê tot in die tyd van jou gryse pad, ek sal met jou word. Of jy nou 180 word, en of jy 996 word, ek is nog steeds by jou. Soos wat hy sal met Moses en hulle allemaal was. So ek wil net vanoggend vir julle sê dat, nie jy voel, vanoggend dat maar, ek moet God sê met my, ek is nog steeds met ons aan. Ek sal persoonlik baie daar klip so. Maar dis wat saam in die Bybel kom, en ek probeer het op ons leerpede wat ons sê. En daarom wil ek vanoggend gesels oor die tevredenheid en die moedeloosheid. En ek wil die verhaal, antwoord jouself eerlik vanoggend. Toe jy vanoggend wakker geword het vanoggend, hoe het jy teenoor jouself gevoel? Het jy moedeloos gevoel, of het jy tevreden met jouself gevoel? Hoe het jy gister gevoel? Vir die dag wat jy weer gegaan, was jy moedeloos geweest gestaan? Was jy tevreden geweest hoe jy dag was, hoe jy dag uitgeloop het gister? Ek weet, ons is so geneig om na die negatieve kant toe te gaan, na moedeloosheid toe. Maar ek dink ons moet 'n bietjie net kyk by die definisies hiervan. Want jy sien tevredenheid is 'n toestand om vrede te voel. Die gevoel dat daar 'n mens se behoeftes en begeertes gedoen word. En dit blyk vandag om 'n seldsame toestand in ons wêreld en lewens te wees, aangesien die meerderheid van mense ontevredenheid experience met hulle werk, hulle huwelik, hulle omstandighede en onsself.
Maar dan moedeloos het en alles is daarmee gepaard gaan. Lewe. En ek seker ieder het al vir die leeftijd. En dan mense na ek toe gekom wat om taal te doen. Maar op die sanse daarom is het so jy weet, nie merkbaar is of my huwelijk. Kijk, as ons vermindering bring, gaan ons nie skreeuw met vermindering. Dit is die makkelijkste dan om jou, hier onder die staan. Om te klaar met iets. Kijk, as het koud slaap, as het warme slaap, as het droge slaap, as het reën klaar. Ons kan ons mense maak. Ons kan nie, ons weet nie wat ons probleem het. Want ons is van onsself verswilling, mengelmoes van hierdie dinge van moedeloosheid. Maar ja, so moedeloosheid, ongepaard met die neergedrukte. En om die neergedrukte wees is iets wat ons baie goed ken. Trouwens, as ons deel ons potgeister na die waarde waar buiten kyk, sal ons genoeg kry om gemoed wat ons moedeloos gemaakt. Ek is seker nie al reeds vanoggend die studering oor moedeloos gemaakt. Miskien het ons gesukkel om aan die tannenpas te hou. Wat gebeur? Miskien by die blik koffie oorval. Of dit oorval te val en na al die koffie. Dan moet soms gewoon op ons saam en dit wil jy nie na weinig gemaakt is. En dan gesit ons as moedeloos in sak. En as ons plan weer die hele wêreld ons. Want dit is wat die wêreld se skuld is. Want ek dan moes so in hierdie situasie van moedeloos moet wees. Ons as Godskinders, en ek sê dit met alle respek, want ek glo nie in al wat nie is vanaf as ek dit maak. Want die dag dat Jesus Christus aangeneem dat hy so saam gemaakt met die verlosser, toe jy sy broer of sy suster geword, toe jy 'n kind van God geword het, 'n kind van Israel geword, toe jy deel van die volk van Israel geword. En daarom is jy 'n kind van God. God het jou gegee. God het jou pag. En daarom is het vir my voorreg om te weet dat ek om die pag kan. Ons is God gelukvol en ons loop gewoonlik met 'n skuldlas op ons skouers. Ons loop so gebukkeld, ons voel alles is te druk en alles is te erg vir ons. Want dit is wat moedeloosheid veroorsaak. Ek sien die laaste hierdie week so ver vanuit die SASSA getal is begin het. Wat mense kla. Wat sê maar skielik, ek het minder gekry. Daar's geld. Ek weet nie of het hierom gebeur het, maar ek weet spesifiek in ons grondwens met hier gebeur. Maar mense sê dat hulle tot R160 minder ontvang het op ons SASSA. Dan kan ek R2.390. En ek nie een van ons kan bekostig om te sê wat ons sê dat aan die waarde kan. Nee. Maar dan klop ons begrondings. Ons kan nie doen wat ons moet doen. En dit is wat Satan die duiwel doen. Want hy wil ons in die punt van moedeloosheid insit. Hy wil hy ons moedeloos maak. Want hoekom? Want elke keer as hy jou daar kry, vat hy jou aandag weg. Ons vergeet om te kyk waarvoor ons opgemaak. Ons vergeet om te gaan om te vra waar ons moet gaan. Want ons konsentreer nou met hierdie berg van ding wat hy voor ons gesit het dat ons moedeloos maak. En dit is wat ons moet verbykom. So dit is die weet, volgens my, geloof en moedeloos te wees is ongeloof. Want as ons werklik maar sterk in ons geloof, want God sal ons moedeloos wees, dan sal ons met reg aan die Vader toe draai. En sê, sê wat die gewinne het, sal in die ding. Ek het vanoggend vroeg op ons radioprogram toe ek ook gevra daaroor. Maar dit is 'n ander konsep. Dat ons moet ophou laat toelaat dat die vyand kom en ons te neergedruk maak en ons moedeloos maak en ons agressief maak en ons alles maak persoonlik is. Ons het nie autoriteit gekry. Jesus Christus het ons autoriteit gegee om saam met die duiwel aan te spreek en om te sê, gaan weg.
Ek moet sommer klein Afrikaans wil ek sê volgens ek. Jy word nie so. Want hy word nie in ons lewens glad. Nie my lewe of nie enige in die lewens voorkry. Die vraag is net, wanneer jy in die fase van moedeloosheid is, en wanneer jy dit ondervind, wat doen jy dan? Wat doen jy dan? En dan die tweede vraag, wat ek neergesit het, ek sê dat ek glo moedeloos te raak is ons geloof nie sterk. So is moedeloosheid werklik waar 'n teken van gebrekkige geloof. Baie mense gaan baie geloof is, sê nie wat dit is nie. Dit is glad. Maar as ons die antwoorde daarvoor soek, waar kry ons dit? Waar kry ons die antwoord? En dan gaan we dat by die Bybel. En die Bybel was in die woord van God. Enige vraag wat jy het in hierdie lewe. Enige vraag. Jou antwoorde is in die woord. Glo my is daar. Ons is net 'n heilige gaan soek. Want dit gaan net op is. Hoekom hulle dit op is, is dit na Sondag, na plek, na samenkomst toe kan gaan, of na bekendkomst toe kan gaan, waar het woord van oor die is. Hoekom het hy hard gewerk aan? En dis die probleem, dat is lewe. En die groot probleem, die by ons leef vandag. En ek sê altyd, die ouers moet hulle kinders leer. Die groot ouers moet hulle kinders leer. Want my standpunt is baie duidelik hier, as jou kinders nie hulle kinders leer van die woord van God, wat het hulle werkelaar geleer en hulle ingevoer. En dan kom ek terug van die groot ouers, en dan dan indrie. Want baie keer, het hulle kinders geleer die rechte manier, en geleer in die woord van God sê, wie God werkelijk is. Maar die kinders interpreteer dat. En nou besluit hulle te sê, jy sê, dit is getuig, en daar is 'n sin, dat maak my soos dit. En dan kom die woord aan, die woord sê vir ons, dan moet ons so bietjie, as groot oors, as oor en opa, intree, en ons kinders gaan. Ons moet nie dat daar generasie voorbij gaan, wat hulle nie in God geloof het. Maar ek wil vandag vir julle 3 voorbeelde in die Ou Testament gee. 3 voorbeelde wat in die apteek van God uitkom. Daai medikasie. Die medikasie wat ons moet neem om van moedeloosheid uit te kom en te trede uit. Want God wil hê ons moet tevrede wees met ons lewe. Is dit nie? En een van die eerste skrifte wat ons kry daaroor is reg voor in die Bybel, in Genesis hoofstuk. Reg daarvoor. Vers 26 sê vir ons, en God het die mens geskapen na sy beeld, na die beeld van God het hom geskapen, man en vrou het hy geskapen. Ons iedereen al is na die beeld van ons almagtige God en ons Vader geskapen. Ons is nie geskapen en geformeer op 'n beeld van Bengalen of Shaka Zulu of Creer of dit. Nee, ons is op die eeuwige beeld van God geskapen. En daarom sê God vir ons, is ons geskapen om suksesvol te wees en sukses te bereik. Want God het ons as mens geformuleer om met 'n groot vermoë tot vreugde God te kan dien en die vreugde van God op ons te kan sit. Maar weer dat ons laat toe dat Satan en die duiwel kom om ons vreugde steel. Hy steel ons vreugde. En ek wil vanoggend bietjie so staan by Moses, Elia en Jakob en Job. Hulle ook was moedeloos. Erg moedeloos. So, ons gaan bietjie luister na die Moses. Dan sit ons bietjie onsself in hulle skoene en dink binne ons gevoel. En moet dat ons verstandig assosieer. Moses kom op 'n punt in sy lewe waar hy moedeloos is oor die klaag van die volk van Israel.
Want hulle is gehouden kring oor alles. God hulle daar uitlei, Egypte uit, oor Moses. Ons gaan altijd klaar oor die manne wat hulle uitgedaan het. Nee, dit is nie goed genoeg. So hulle nog een paar opskryf in jou aand, om vlees te krijg, om te gaan. En as die hele gesoek word, alles te klaar. Hy klaar oor hom behandel, hy klaar oor hom straks achter sy rug. Hy klaar oor die omstandighede waar hulle self bevind in die stuk. Maar Moses kom en hy klaar by God nie met 'n slegte hart, hy klaar by God in opregte. Hy klaar by God oor sy omstandighede waar hy homself bevind. Die omstandighede waar God hom opgesit het. Hy klaar daaroor. Elia, ook in Elia. En omdat vlieg hy daaroor, hy is onder haar. Hy het so pas met die baalprofete afgehandel. Die baalprofete is voor hom verbrand, die vuur wat God gestuur het. Maar alles wat verteer was wat hulle gedoen het en wat hulle probeer doen het. Wanneer ek daarna toe, begin Elia doen staan. En hy het dan nog en hy hardop weg in die land hoekom. Want Jezebel was sy toe en sy omgeter voor en sy sê, ja, want hierdie Elia, hy is een vader. Hy moet ook. En sy dan weet hom, sy sal vermoord. Elia skrik homself so, hy skrik ons skoon en dan moet goed. Dat hy weggaan. Hy draai nie na God toe. Hy sien net dit wat die voor hom is. Hy raak. En hy is moedeloos. Hy is heeltemal, en weer moedeloosheid, soos ek sê, hy raak sommer die breek voor. En vir hom is genoeg, ek het genoeg hierdoor gemaakt, ek het my dorp gedoen en die begeerte gemaakt, en dan wat ek my doen. So persoon, hy is my kant sien die beginning. Ons geloof op so net die daaroor gesels. Nou kom ons by Job. Allemaal die Job se storie, ken ons ook. Ons allemaal weet dat, staat al die Bijbel en by God gekom om te sê, God ontvraag, ken jy my in Job? Sê ja, maar hy is ons in my Job beskerm en ek mag ons dit sal doen. Maar ek sê jou, ek garantie jou, geef vir my die geleentheid om Job aan te vraag. En hy sal sê dat op jou naam. Dis wat hy was nie vir God aan te sê. En God sê vir my op die type, net ken nie Job, wat hy nie sê. En hy sê vir hom, jy kan alles doen aan Job, jy mag nie sê wie Job. En as ons die boek van Job gaan lees, en ons kyk na die verhaal, ons sien ons, hy verloor alles in die oog. Sy kinders, die huis waar hy nog praat met sy kinders. Hy verloor sy vuur, hy verloor alles. Sy vrou begin teen hom te draai, sy vriende draai teen hom. Nou, ek dink, ek sal moedeloos slaap. Is dit om my geen. En hoe hy positief so? Ek kry die gevoel toe Job en hy stadium kom met hy fase van erge depressie en dat ons ons vandaag kom. En ons allemaal die depressies te leer kry. Met die Job kom op punt waar sy eens met ons in die lewe het. Hiereens, alles word van hom getel. Maar nog steeds, draai sy met God nie. Want God antwoord elkeen van hulle, en al drie van hulle, Moses, Elia en Job, verloor God nie. Hulle draai nie hulle van God. Hulle draai nie weg van God af. Hulle klaan, hulle is moedeloos. En ons vind dat in Moses geval, dat met sy moedeloosheid, die situasie waarin hy homself bevind, kom God en God vergeef vir hom. Uitweg. Die uitweg is, hy geef vir hom mense, om hom te help om my laste te dra. Hy geef hom hoop. En God kom op vandag sy lewe wende in elk van ons op, en ons is so raak, hy stuur vir ons op. Maar ons kyk het mis. Ons kyk het mis. Ek lees vanoggend 'n artikel op die radio van die bejaarde persoon wat by die polisiestasie aankom waar
onder haar ergens, met sy hondjie. En die persoon is siek, en dan gaan die persoon van die polisie in die hospitaal, die hondjie lê daarvoor. En die persoon besluit in die hospitaal. Die hondjie sit, die hond wag, hy wag vir sy baas. Hy wag. Hulle sê die artikel, die polisiebeampte is daar so, geef my hond water en hand. Hulle noem hom Sanchez of Sanchez. Hulle sê dat die hond weet vir hulle dekens, wat toegewyde is, wat integriteit is en alles wat daarmee gepaard. Dit waarvoor hulle aangesluit het, waarvoor hulle dit gespeur het oor die wacht. Jy sien, so kom God op en hy stuur soos hulle vir Moses mense gegee om die las saam om te dra, stuur hy oor ons vaai, om ons te help, om ons las te dra, om ons moedeloosheid deur die kulsel af te bring. Dan, Elia. Ek weet dat daar in dese bos van dit, en hy wil net brug van, en daar gaan hy wil net brug. God kom, en hy stuur vir hom kos. En hy voorsien hom met water. Want God stuur 'n kraag om vleis te doen. En ja, so dat ek 'n kraag het, as hy vleis kry, vat hy vir homself, hy gaan dit nie nodig. En as so baie kraag in die mens van vandag ook, God sê vir hulle, vat dit, ek wil nie vir dit van laag en laag oordraag. Ek wil ek nie meer oor dit oor. Maar die kraai is gehoorsaam en hy doen dat vast. En daar kom God en hy praat in die bronne in die bos. En hy geef hom nog verder opdracht, hy geef hom nog werk. God sê vir Elia en hy verwys hom daar, hy sê vir weet jy wat jou lewe beteken is. Jou lewe is sinvol. Daar is sin in die lewe. En dis wat die Vader vir ons agter die dag sê. Hy sê, jou lewe is om betekenvol in hierdie wêreld. Ek het nog 'n jobie vir jou om te doen. En dis vir elkeen van ons. Alles is net om hier langs jou te sê, morgenoggend, om te sê, weet jy wat, Jesus is lief vir jou. As dit net om fantasie, langs op my Piek en Vry, op my Sokpraat, en waarom om te sê, weet jy wat, Jesus loves you. Ek weet nie, doen jy dit ook? As jy nog ooit gedoen het, nie. Ek weet dat jy sit al daar so los achteraan het, waar hy kan hê. En kyk dan jou net so aan. En dit is die ideale geleentheid gewoonlik vir my om jy Here gaan sê, ek wil Jesus nie. Daai smaak wat net so groot, hy gaan sommer reg. Partykeer is dit net 'n bemoedigende woordjie wat nodig is. Om vir hulle op te sê, daar is sin in die lewe, God het die zorg vir jou. Dan loop, hy sit op my afslag, hy is sak op wat hy, die woord sê vir ons, hy hou geen op te werk. Hy sê, hoe bekend met as en alles. Hy is nie van ontwoordig gaan, hy is in die pres, hy is emotioneel, nog is, hy wil nie meer. Hy wil nie meer. God kom in die trek en maak het, om hom sy grootheid te wys. Die Job sy grootheid te wys, wat sy plan vir hom is. Dit is, wat die Vader doen. En ons weet allemaal waarna, die lessens het Job gekry het, omdat hy nie sy rug op God gedraai het, omdat hy God nie genoem het. En nee, die vrou kom op die sê, luister wat, die is onsmaak, die sien wat die situasie is. Maar jy moet bid, waarvoor, sê die moet werk. Ek wil alle respect gesê, volgens die liefdes, ek kry dit baie, dan die dames sit en sê, maar my man kon dit sê. Ek bid en ek bid die laaste 20 jaar aan dit sê. So miskien moet ek dit opmaas. My hart is maar net gewoonlik in voordat, moet nie op my bid nie.
Die woord sê bid inhouding, dis nie opgeroep. Want God toets jou al die laaste en proef jou al die laaste 20 jaar om te sien hoe sterk jou geloof gemaak is. Hoe jy deur raad sal kom. Kom sal hy kom. Nou is die vraag, wat gaan my en die volgende? Jy weet, ek was ook van laatste week af, was ek 'n paar dae, was ek ook weer hierdie moederdoosheid gegaan. Gewoon. Ons is mens. Ons is in sondeval. Dit gebeur met ons almal. Dit probeer ons seminare so goed hek. En daar bestel die computer en noem hulle dit. Kom terug. Maar ons werk agter met hom. Hoe doen jy dit as jy nie die woord opkom sê? Die dae wat alles op pen en papier was, is nog wel opkom. Dit sit in mense wat hulle vast in die geloof het. Want jy met jou hand in jou hare slaan en sê, hoe. En ons kom allemaal in die situasie in ons leven. Betekent van ons meer bedrag as ander. Moontlik is hier vanoggend iemand wat luister op die livestream wat soos Moses rondom hom op haar kyk en sê, maar ek het ons eintlik genoeg gemaak. Die is genoeg vir my om te gaan. Moontlik hoor jy van mense praat, van mense wat ontklaar by jou, want dis confident, iemand wat jou sien is iemand wat met wie hulle kan praat. En baie keer gebruik God jy by mense met wie jy kan praat, maar jy kom nie agter dit. Jy begin later so raak en jy voel maar, ek wil nie met die lewe, en sê hy persoon sien al kom op wat jy sien kan. Of jy soek 'n rede om dit aan rustig te gaan. Want jy weet nie hoe om sake sal val. Want jy weet nie wat om aan jou te doen. Moontlik is, alles wat soos die reëls, dis omstandighede, jou totaal en dit onverwacht. Moontlik werk die lewe jou wat ruime tyd so swak, en jy verstaan nie hoekom, goed nie maar het doen. Wauw, ek kan nooit myself verwacht. Maar dan weet ek wat. Dan weet ek wat. Jesus het ons by baie heilig gemaakt. Ons allemaal, en hy het ons gesê, weet jy dit? Hoekom denk jy dat my heiligheid vervolg word as ek vervolg is? Jy weet goed is, dat jy elke wat het in Jesus was al gewoord op vervolg. Het hy al sy bloed gesoek. Van begin. Ons gaan maar terug, ons recap op Golgotha. Toe hy daar sal lees, daar sal die sal. Hy wys hom manne gegaan het in koning toe my te verbaas en die koning geboor is. Toe sê hy van die maar ek het nie idee nie, maar wat het hulle in ons hele plan, ek wil ook graag om geloof betuig en persente vat aan al die en die koning ons, ek wil Jesus daar nie oploop gemaakt. Die kom in Engeland en sê van my jaar moest wat sê, wat vir Jesus van die God te doen, ek wil daar, of nie sê wat ek denk. So van sy gewoonte al, waar die mense om Jesus Christus doodgemaak. En dan het aangaan tot in die regterkryg, wat hy gekruisig is, maar hy is opgekomen. Kom ons kyk vanoggend na die voorskrif wat God vir ons vandag gee. Die voorskrif vir die meditasie wat hy ons voorgestel het. Onthou, hy is die dokter van dokters. Hy is die geneesheer van geneesheer. En hy gee ons 'n voorskrif en hy sê hier is 'n voorskrif. En dit is wat jy moet doen. Die eerste punt wat ek met julle heilig maak genoem is dat as mense op jou te help raak by jou oplossing. God voorsien mense vir jou op jou te help raak. Soos dat hy dit aan Moses voorsien het. As ons gaan na Galasië 6 vers 2 doen, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dis 'n opdrag wat ons kry. Hoe die Heer, ek wil nie wil ons laste. Myne is slag genoeg.
Dis ons so. Ons like dit nie. Net is so sense van die taal. Daarom moet ons mekaar en bou nie ander op, soos julle ook doen. En ek glo, ek glo dit is seker soos dit is in 'n gemeenskap, soos in die jeugdige omgewing, waar doen we mekaar aan bemoedig in die sfeer en mekaar oproep. En ek kan dit nie anders sien in so gemeenskap nie. Want as dit nie so is, dan kom ek eens by enige op en dan moet het verander. Want dit is wat ons moet doen met mekaar. Jy is toch immers 'n familie saam. Dan wel nie in bloed of in DNA. Maar ons is een familie in Jesus Christus. Ons is een familie daar. Moses het gekom om ons te leer en die gedeelte wat daar is in die woord om ander met ons moedeloosheid te vertrou. Glo vir my, dit is baie keer 'n persoon as mense wat net bietjie wil gesels. Wat dit bietjie wil praat. Hulle bring daar so kundig of 'n beraader toe so gaan. Hulle soek net 'n gewillige woord om met ons. Dis al. Praat as jy ook gewillig om te luister. Maar ek hoop nie dis die woord gewillig is om te luister, maar die storie wil gaan aanraak en om die ander. Want dat is groot sonder om ons te doen. Dit is wat ons nie wil hê. Maar mense het net nodig om 'n bietjie te gesels. As jy voel iets sprok op, en ek weet ons almal was in daai situasie in ons lewens. Ek tot vandag toe nog steeds, baie keer wat ek nie moet gesels. Almal is vinnig om na die persoon te praat. Nee, dan moet die Here net ook is. Waarom daai mense nie? So ons het self, God sê vir ons op mense om te sê, nou wat dan jy dat kom die doen. Of op die gelukkige koffie saas. God word dat voorsien vir ons. Want ons moet besef dat bekommernis, moedeloosheid, hierdie geneigtheid om ons visie op God 'n bietjie te blik. En ongelukkig in baie gevalle blur dit net 'n bietjie nie. Dit skyn dit so meer te maak. Die vyand kom en hy sit daar opslag aan. En dan kom hy nog met daai goed wat ek sien die mense op hulle sit gesien, hulle sit hier op hulle slaap. En mense kyk op hulle, hulle sê dit is verskillende verslag. Ek maak nou net goed. Maar dit is wat gebeur. Die vyand maak jou so dat jy nie kan sien dit wat God daar so op pad sit. Want hy wil nie hê jy moet fokus op dit wat belangrik is. Hy wil nie hê jy moet sien God se werke in jou lewe. Hy wil nie hê jy moet sien wat God besig is om te doen in jou lewe. En ek voel in my gees, die mense vanoggend wat sê, maar ek moet nie so. Hy doen dit so my. Dit het gekom dat ons geestelike oë oopmaak en ons geestelike ore. Ons moet ophou om die geestelike oë en op kyk en te soek te wees. Omdat skrif maak en heilig. Die oorlog waar ons nodig is, waarin ons besig is in die geestelike lewe. Nie in die gees. En ons moet om in die gees beveg om oorwinning in die gees te kry. Wat is ons, in alle tye. Ons moet net ons geestelike oë oopmaak om te sien. Hy praat met ons aan nodig, ons moet ons geestelike oë net oopmaak om te hoor. God hou die Elia in die landsheid. Hy wys ons sy grootheid. Ons lees in 1 Konings 19 vers 8-13 en hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die opgesit in die Here. En kyk, die Here het verby gegaan, terwyl 'n groot besluit in die berg gespeer. En die rots het gebreek voor die Here. En die wind was die Here nie. En na die wind 'n aardbewing en die aardbewing was die Here nie.
En na die afdeling was die goeie was die en na die gesin van sagte koeke. En toe dit oor tyd, sy gelaat met sy hand opgedraan uitgegaan, en was in die ingang in die stroom gestaan. Daar kom stem aan toe sê, wat maak jy hier? Hoor dit al ons allemaal, iedere dag van ons, het al ons gevraag, wat maak jy? Weet jy eindelijk wat jy wil? Weet jy wat jy doel is? Geloof ons allemaal. Wat jy as met het nooit trein, wat nog nooit trein gereden. Allemaal het trein gereden in ons leven, ne? Ons al kon treinen. Ek kan onthou, as 10 jaar gemiddeld, ek het vooruit gehad en weer om vooruit van my skoolloopkomitee te lees. Daar waar hy stoker ons so gestook het en alles in om daar te verbinden. Ja, nog tyd het ons op my daar skoolloopkomitee. Dis ook geen sin. Hoe kom jy met die tyd? Hy sê net, hulle is bezig, hulle wil op my stel krijgen, die wat hulle sê. Van hier af, en kaart af, om 100 kilometer. Ek weet ook, as myself te krim op lijn te reis, as jy dit voorstel. Maar, dit gaan gedaan. Die leer kom my reis te rondheid. Wat vraag van, wat maak jy hier? Dis nie van jy hoor. Dis nie waar jy hoor. Dis nie waar ek jy wil heen. Dis wat ek gesê van jy. Hoeveel van ons vind ons self op die verkeerde plek? Dis ook om God vir jou vraag, wat maak jy? Dis nie wat wat hard in ons is. Ek het jou so toegestuur, en jy sê van my kant. Het jy nie geleer dat ek in Jona wat met hom gebeur het? Toe ek hom gestuur het, op 'n missie en hy besluit en hy gaan aanpak. Hoe kry hy 'n groot glas, maar dit het hom op baie skil, en hy gaan weg. Hy het eindelijk weer ons allemaal, hy is het woord gegooi, en hy het vis gemaakt en so. Hy weet, daar baie wat en ouwer. Maar so weet ek wat weet ek terug, die lees ek een artikel, wat daar is ander gebeur. Die lees ek vraag en van die veilig. Waar die polariseer op die kajaks was, en die kameras al gehad. En waar hier hoor walvis van albei was, hy was bezig om te kregen. En dus draai die hele inslik by die kajak. Dus die spoeg aan my, want dit om my kijk. Nou sê die slim mense met die blikbrille en die blikjassies, nou sê die maar raai wacht is so, hulle ken is die kinder, en die moet so. En ek sê daar, ek sê die lucht, ek sê die vraag, wat hulle is uit die kijk, want vir God is niks onmiddellik nie, want God kan hy ken ook maak om te sê. En dis wat met Jona gebeur. Daarom sê hulle, maar dit is so moeilijk en kon ook nog gewees het. Nou die woord sê nie ons was om office, hy sê dit was groot, ons neem in die alles. Is jy op die trein met? Wat gaan we op die trein krijgen? Ek kan uit. By die lekkerste slaap gewees op die slaap op. En daar is een tunnel wat ons wacht. Jy sien, ek kom my tunnel wacht. Sê, nie hoor, ek gaan nie af die raad kom, en daar is een donker te raad, ek kom die trein op. Of sit jy maar geduldig, verwacht dat jy dit deel gaan, jy vertrouw jy ook op die veilig van die trein, dat jy ook veilig van deel gaan. Ons skryf ek trein, ons nie afspreek van. Nee. Maar hoekom kan ons daar op ons trein maak? Want ons raad jy raad op nog. Want as jy dit kyk voor jy raad op die tunnels, jy sien, daar is altyd in die gedag, die dag van Jesus Christus. Hy is altyd daar in die wacht vir jy wat vir jou. Hy sê, kom na my, want ons spring af, op die afsluit. En daarom wat ons besef, dat die grootste troost in ons lewe, teenoor moedeloosheid, is die teenwoordigheid van God se. Die teenwoordigheid is in ons lewe. En Jesaja 61:1-3 vertel het vir ons. Hy sê, die gees van die Here is op my, om my Here te salwe, om my blye boodskap te bring. Hy het gestuur om te bring die gelowiges vandag, om vir die gevangenes te vrylaat op te roep, en vir die doodes op hulle en die gevangenes op te roep, en jaag van alcohol af te doen.
en 'n dag van haat aan ons kom. Om al die trainers te troos en al die trainers in siel te beskik, wat om hulle gegee word, sien daar op die aspek en die deur, 'n gewaar verlof vir die verslag is, sodat genoeg kom word ter wille van geregtigheid, van die goeie tot sy heerlikheid. God sê vir ons, hy is in alle omteenwoordig. So afseer is in alle tye met ons. Die Heilige Gees is teenwoordig hier, in alle tye. Die drie-enige God is met ons in alle tye. Jesus kom en hy sê vir ons in die Evangelies, en ons skryf daar in boek Johannes, hy sê vir ons baie duidelik, Here, niemand van ons sal soos weeskinders agterlaat. Niemand van ons. Beteken vir ons soos weeskinders. Ons glo dat God het ons gelaat om te sal. Hoe ons allemaal ken vir Psalm 23, ken ons. En wat is Psalm voor Psalm 23? Dit is allemaal net iets wat er voordat die stoel opkom. En dit is meer wat met praat oor wat besig is. Voor Psalm 23 kom 22, en na 23 kom 24. Maar wat sê Psalm 22? Weet ons. John word inderdaad geweld, en sy word gevra om woning toe te gaan. As ons kom, word net daar by die geval oor. Die vind jy geweet waar die netjies terug in dit is, hoe daar by dit. Die daar by die vorige dag as hy hospitaal het, kom sy saam omslaan, sy wil nie wat hy ingaan in die hospitaal en sy huis. Die wel geduld en die vraag wat ken jy kom help, sy sikkel met asemhaling gespeeld het. En soos dit goeie sikkel, maar goeie pastorale vrou aan, dan sê ek uit die kant as. Die volgende was hulle sê vir my, dit kom. Ek sê vir my, nee, dit kom met, jy sê nog nie die kom. Ek sê nee, maar jy is van dit is. Ek is nou gemakkelijk in die huis. Hoe kom ek nou? Hoe kom ek nou? Ek sê nee, jy sê, jy moet het. Nou ja, ek het al geleer in my leven, ek sê nie dan. En terwijl, en sy kom en sy kom aan, want sy weet, sy het van my bepaald, en sy kom. Sy kom daar, en sy kom die kant, sy kom aan. Ek sê van, wat het ek al gemaakt? Ek sê, die vrou is op my laatste, wat is die story? Die sê, ek weet nie, jy het net wat gesê, ek het jou kom aan, jy sê, jy moet nie. Jy moet van skriftes. Ek sê, skriftes op nie. Ok. Dan gaan altyd in by ons aan, by waar op gaan. En sy sê, vir nou die vrou is Engels, en kan Engels is. Hoe is sy vraag op pad, sy vraag vir jy, ek sê, wat moet ek wees, wat moet ek wees, wat moet ek vir die persoon wees? Wat moet ek doen, wat moet jy moet ek doen, wat is jou opdracht doen? En God kom en sê vir my, lees maar Psalm 22. En ek staan daar als ek bent, en ek maak iets my Bijbel op, by Psalm 22, en ek kyk so, en ek kyk op skrif, en ek lees die eerste vers van myself, en ek sê, ek kan hier kan wees van. En ek weet ek om die Here vanoggend vir my sê, ek wil nie oor ons praat, en dis is deel van my boodskap. Maar dit is ook wat hy ons sê, in Johannes, hy laat ons nie, as weeskinders skryf ons. Maar Psalm 22, en ek gaan wel graag vir die lees volgende. Want die Vader kom en hy sê, die Vader sê, hier volgende, hy sê, daar is mense wat hierdie salde gevoel wil hê. En die opskrif is my God, waarom het hy my verlaat? Het jy al so gevoel? Ek het al so gevoel, my. Ek het so gevoel. Jy het so gevoel. Ek het so gevoel toe my vrou oorlede is en sy so gevoel toe my oorlede is.
Hy sê vir die musiekleier op die wysie van die hart van die Dawid, die Psalm van Dawid. My God, waarom nie met vraag werk my van die woorde van my gebod? My God, het doen het als my nie gedoen. En s'nachts in die dinsdag. Toch is die heilige verdoen in die losgang van die Psalm. Op U het ons vaders vertrouw, hulle het vertrouw en U het recht. Hulle het aangeroep en het onbevlug op U en hulle vertrouw en die bestaan bestaan. Maar ek is 'n bring en geen man, 'n slapende mens het veracht hierdie kom. Almal wat my sien spot met my, het steek die lip uit, het skud die woord gesê. Laat dit in die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry uit ons behagelik. Ons almal behaal God. En die sondaar, die satanis, die atheïs, die ongelowige daar buite, om presies dieselfde en hy sê dit vanaf ons op. Hy sê ek is nie gevaar oor Moses, ek wil nog meer moedeloos sê. Ek is nie gevaar oor sit wat ek nog meer dan sit. Hartlik met die God ook in gaan. Ja, U is dit dat my moederskoot uitgetrek het, maar my veilige adres het aan my moederskoot. Aan U is dit oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af. Is U, my God, wees nie uit my af, van die nood is langer, want daar is geen verstappen. Dan gelukkig dat wees gerus die hele gedeelte daar. Want God ons hier wil sê, hy het nog niemand versak, hy het nog niemand achtergelaat. Nog niemand nie. Ek en U, ons is hom. Ons is die wat hom achterlaat. Ons is die wat hom in kan bestek. En dan wil ons sê, hoe kom ek hier achtergelaat? En daarom sê Jesus vir ons in die Evangelie in Johannes 14 vers 18 tot 31. Hy sê vir ons, dat ons nie soos weeskinders achtergelaat sal wees. God het ons nog nooit verlaat nie. Toe hy ons aangeneem het, as sy kind, toe hy ons aangeneem het ons sy kind geword, en hy het ons nie verlaat. En daarom kom Jesus en hy sê, ek sal julle nie as 'n wese agterlaat nie. Ek kom na julle toe, nog 'n klein tydjie, en die wêreld sien my nie meer nie. Maar julle sien my, want ek lewe, en julle sal lewe. Die dag sal julle weet, dat ek my Vader is, en julle my, en ek en julle. Wie my gebooie het, en dit bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal die Vader lief het. En ek sal hom lief het, en hom my aan hom openbaar. Judas, nie jou skadels nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dan dat U van ons U sal openbaar en nie in die wêreld is? Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het, nie bewaar my woorde nie. Die woorde wat jy hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat hy gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die trooster, die Heilige Gees by die Vader in my naam sal stuur. Hy sal alles leer en julle herinner aan alles wat ek julle gesê het. Vrede laat ek julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie, dat julle harte ontstaan word en bang is. Julle het gehoor, ek het aan julle gesê, ek gaan weg en ek kom weer by julle toe. As julle my lief gehad het, so julle my is, het ek gesê, ek van my Vader, omdat my Vader groter is as ek. En nou het ek dit aan julle gesê, voordat dit gebeur, omdat julle kan glo wanneer dit gebeur, het nie veel meer, julle gespreek, by die owerste van hierdie wêreld, het aan my niks nie, maar die wêreld kan dit weet, ek, die Vader lief, en toen dit ek sy Vader by julle, staan op, dat ons lief van daar weg. Geliefdes, ek wil begin afsluit op julle sê, die grootste troost en moedeloosheid wat ons het, is die Heilige Gees, van ons drieënige almagtige God in ons, om ons lewe te verander. Om my moedeloosheid na hoop te verander. En daarom is die woord baie duidelik, en die woord sê van God sê vir ons vandag, weg met bekommernis op God, want hy het jou nie verlaat nie. God het jou nog nooit versaak. En as die vyand by jou gekom het, en hy het in jou gedagtes gegaan, ingedrenkel, sê ons vanoggend, was er daarmee, genoeg is genoeg. Jy stop nou daarmee, want ons glo nie meer daaraan. Jy is 'n leraar. Want my God het my nog nooit verlaat. En onthou, ons almagtige God en Hemelse Vader, raak nie op ons.
Hy raak nie moed vir ons gekerm en gekla nie. God sê, bring die moedeloosheid aan my. Hy het die antibiotika daarvan. 1 Petrus 5 vers 7. Werk al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Al julle bekommernisse, nie net 'n bietjie nie, nie net 'n bietjie nie, al julle bekommernisse. Daarom, my geliefde broer en suster, kan jy nog mooi hoor? Sy net ons afsluit. Dankie. Daarom my geliefde broers en susters, wat ek julle vanoggend vra, ek sê, moenie toelaat dat moedeloos jou lewe beheer. Gooi jou moedeloosheid voor God se voete neer en los dit daar asseblief. Moet dit nie terugvat. Hoekom sê ek dit? Want eerste plek, God sorg vir ons. God gee vir ons mense om ons te help dra. Die Vader gee sy gees, die Heilige Gees vir ons, om ons deur te vat. En God wys jou op sy grootheid. Matteus 6:26, kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle druk nie by mekaar en skuur nie. Tot voet met die hemelse Vader hulle. Hy sal nie baie meer werk as hulle nie. Maar ons moet dit toepas in ons lewens. 1 Timoteus 6 vers 8 sê, maar die godsaligheid saam met die vergenoegdheid is groot wins, want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Ons moet vergenoeg wees, die woord van God vir ons wat ons sê, God voorsien vir ons elke liewe dag van ons lewens. Ek gaan altyd vir my standpunt aan. Toe ek nog in die wêreld was, deel van hierdie wêreld was, voordat ek 'n kind van God geword het, toe ek Jesus van geweet het, maar nie 'n pad sal opgestap het. Wil meer gehad. Daar was nooit genoeg vir my gewees. Maar my almagtige God en Hemelse Vader het 'n manier gehad om my terug te bring waar ek moet wees. Daarom sê ek elke dag, ek is dankbaar vir elke liewe ding wat ek het. Vir die bord kos, of het net 'n stukkie brood is wat hy voor my neersit. Vir die bed wat hy my gee om te slaap. Wat dit ook al is, sê ek dankie Vader. Want soos sy woorde regmaak, ons het met niks in hierdie wêreld gekom nie, ons gaan met niks uit ook nie. Ons moet leer, geliefdes, om tevrede te wees. Om tevrede te wees beteken dat ons nie na iets anders smag nie. Met ander woorde, ons moet niks anders begeer as wat God vir ons gegee het. As ons honger tevrede is, wil ons nie meer kos hê nie. As ons dors tevrede is, wil ons nie meer water hê nie. En ek praat hierso van die kos in die lewende woord van ons almagtige God en Hemelse Vader is. Ek praat van die water van die lewende water wat Jesus Christus ons gee. Maar daarom sukkel ons om aan versadig te raak, want ons wil dit nie eet, ons wil dit nie drink nie. Ons wil dit deel maak van ons daaglikse dieet, om die woord van God in te neem as ons voedsel, as ons kos en ons lewende water, sodat ons geestelik gevul kan word. Dis een ding om fisies liggaamlik gevul te kan word met kos en water, by die wêreld nie so ons neersit. Maar dit is iets anders om met God sin te doen. Psalm 73:25-26 sluit dit af weer. Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek tot niks op die aarde nie. Al besluit my gees in my hart. God is die rots in my hart en my deel tot in ewigheid. En ek wil hê jy moet graag aan hierdie versie vasstou, hierdie twee versies van Psalm 73. Wie het ek en U buiten ons almagtige God en Hemelse Vader? Wat in die hemel is. Of sê ons begeer maar nog meer dinge op hierdie wêreld. Alhoewel die woord sê, buiten U begeer ek nog niks op aarde nie. As ons God eers in ons lewens stel, sal hy aan al ons behoeftes voorsien. Maar dan moet ons op geloof staan voor ons almagtige God en Hemelse Vader,
Daarom eerste sit in ons lewens met ons. Alles wat ons doen, want al die lof, al die eer, al die prys kom hom toe, nie onsself. En dit is die wat belangrik is. As dit alles waarmee die wat vandag nie weer weggaan, as ek baie gelukkig gaan. Plaas God eerste. En ek wil graag ophou, ek wil nie so vraag, dat enig iemand is, dat as het klaar is, dat sê my, ek wil graag weet jy op dit, ek het my tyd gesit op wat nu toe, om bietjie te gesels en bietjie te kuier met julle. Ek sal ook graag saam met julle bid, graag met julle gesels. Alles in net verduidelies en daai dingetjies, maak jy my saam. Geliefdes, so afsluitend gebed en daarna kan ons luister na die laaste liedjie van daardie woord af. Ja, miskien wonder jy hoe noem ek om Dr. Dani woord af. Hy laas jaar in die saal het hy 'n eredoktersgraad ontvang vir sy bydrae tot teologie as hy evangelis wat hy vir die band opgekom het. Daarom spreek ek hom deesdae so aan. Want ek dink is die eer, is die eer van God om hom staan het. Kom ons sluit dit. Almagtige God, Hemelse Vader, ek wil kom op vandag, Vader, op hierdie oggend. En ek wil die seën en lewe vir ieder en elk wat hier teenwoordig is, as ook ieder en elk ter aanhoorde van hierdie boodskap op die sosiale media netwerke wil ek uitspreek. En daarom kom ek en ek staan op in die planne van Satan en die duiwel en sy demoniese magte. En aangesê is om net te vernietig, te steel, te verwoes, te verslind. Ek kom en ek breek alle wettige bande af. Ek verwyder alle wettige kontrakte. Ek breek alle kettinge. Ek het verklaar dat dit alles afsterwe nou. Dat het geen verder effek sal hê nie. In die naam van Jesus. Daarom, Vader, wat ons af van die woord en my vertrouwen en my geloof in die glo dan en aan nou lewe gespreek word oor ieder en elk die woord wat hier sal. Oor ieder en elk Vader se gesondheid. Hulle omstandighede in huwelike verhoudings, verlovings, waar het ook al mag wees, waar hulle dit ook al mag wees. Hulle finansiële situasies en omstandighede. Die wat die besigheidsondernemings gegee om te bedryf, dat al lewe daaroor gespreek is. Die wat die nog werksituasies plaas, dat al lewe daaroor is, Vader. Maar die belangrikste dat daar dan lewe gespreek word, oor elkeen sy geestelike, persoonlike lewe. Elkeen sy geestelike, huishoudelike welsyn as goed. Vader, in die lig weer daar van vooraf, helder skyn. Here, die gee van Moses 'n opdrag om die seën oor die volk uit te spreek. En so gee jy vanoggend die opdrag om die seën uit te spreek hier vanoggend. My geliefde broers en susters, ons almagtige drie-enige God wil ieder en elk seën en beskerm. Waarom ontvang God se seën en beskerming? Die Vader seën en behoed jou. Die Vader laat sy aangesig oor jou skyn en breek. Ek kom nou met die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, om elke godskind te doen. Die Vader gee jou vrede en genade. Ek spreek dit, ek bid dit af. In die naam van Christus, Jesus Christus, ons saligmaker, ons verlosser. Amen. Ons luister lekker saam met die laaste liedjie vandag.